Goeiemôre almal, my naam is Michelle, welkom by die program. Vandag is die goue geleentheid om te praat oor voorhuwelikse seks, veral op 'n jeugprogram, aangesien dit deel is van die orde van die dag en dat dit 'n mens populêr maak en dat jy voel dit gee jou identiteit en jy voel sommer 'n anderste mens nadat jy seks gehad het met iemand in die skool of met weet voor die huwelik, dan voel jy sommer, die voel 'n skuif in jou liggaam, maar eintlik is dit skuif in jou gees. Het julle al gewonder hoe 'n persoon God kan lief hê, soos die Bybel van ons verwag? Matteus 22 vers 37 sê, en Jesus antwoord hom, jy moet die Here, jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit beteken met jou hele wese. Hoe wys jy vir God jy het hom lief met jou hele wese? Ek wil jou aanmoedig om tot die einde toe te luister vandag. Al is die woord hoe hard en al voel jy hoe self-convicted. Ek praat oor die goed, want ek was daar. Ek dink nie ek is beter as jy nie. Ek kan jou help, want God het my gehelp. En hy het my uit die duiwel se hande uitgered en hy kan dit vir jou ook doen. Vandag se onderwerp gaan so mooi gepaard met die vers. Die onderwerp is glad nie 'n populêre bespreking nie, maar so broodnodig in vandag se lewe. Ek steek eers my hand op wat hierdie sonde oor en oor oortree het. Ek kan nie eers vir julle vertel van alles wat ek in my lewe gedoen het nie. Ek sal nooit my kop uit die sand uit kan steek van skaamte nie. Gelukkig het God my kon vrymaak. Sy genade was en is so onbeperk dat hy 'n sondaar soos ek vergewe het vir seksuele losbandigheid. Nou gaan baie mense sê, ja, maar ek is nie losbandig nie, ek het net seks met een persoon. In God se woord maak dit nie saak nie. As die een persoon nie jou man of jou vrou is nie, dan is dit verkeerd. En vandag veroordeel of beoordeel ek niemand nie. Ek praat net wat God in die woord, wat in God se woord staan. As jy dink ek oordeel, dan sê jy God se woord oordeel. En die mense wat so maklik sê, niemand kan my oordeel nie, net God kan. My mens, dink mooi oor daai woorde. Wil jy regtig hê God moet jou oordeel waar jy tans in jou lewe is, met jou verhouding saam met hom? Ek kan eerlik oor die dinge praat, want my t-shirt hang in die kas. In my jonger dae het ek net met mense geslaap wat ek geken het. Was niks ernstigs nie. Ons het lekker gejol en dan bel jy almal wat jy ken. En op die einde van die aand is daar 'n groot groep mense en almal kuier saam en iewers tussen die groep mense maak twee mense oogies vir mekaar. Die brandewyn loop so stroop en voor jy sien word jy met jou broek op jou enkels gevang. Ek het nie gedink dit is so erg nie. Ek is dan net 'n mens en 'n mens het behoeftes en wat bevredig moet word. Dit is dan so goed vir die lyf. Jy lieg vir jouself. Net soos wat ek vir myself gelieg het. En wie is die vader van die leuen? Satan. Hy het 'n groot partytjie in my lewe kom hou, in my jonger dae. Min het ek geweet dat elke liewe persoon saam wie ek seks gehad het, ek 'n geestelike binding mee het. En elke persoon wat saam met daai persoon geslaap het, het ek ook 'n geestelike binding mee. Kan jy imagine hoe swart my siel en gees moes wees? Kerke en geestelike leiers praat nie oor hierdie dinge nie, want dit sal hulle reputasie op die spel sit. Hulle gaan nie so populêr wees na die gesprek nie, maar in Galasiërs 1 vers 10 staan daar, klink dit nou asof ek die guns van mense soek, of soek ek die guns van God? Probeer ek by mense in die guns kom? As ek nog steeds die guns van mense soek, sou ek geen dienaar van Christus gewees het nie. Openbaring 2 vers 7 sê, elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die gees van die gemeente sê. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek te ete gee van die boom van die lewe, wat in die paradys van God is. Openbaring 2 vers 11, elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die gees vir die gemeente sê. Die wat die oorwinning behaal, sal beslis nie deur die tweede dood getref word nie. Hoor die vers baie mooi, spit jou ore. 1 Korintiërs 6 vers 13 tot 20. Alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar ek sal my nie deur iets laat oorheers nie. Die voedsel is vir die maag en die maag vir die voedsel, maar God sal een sowel as die ander een tot niet maak. En die liggaam is nie vir hoerery nie, maar vir die Here, en die Here vir die liggaam.
En God het ook die Here opgewek en sal ons opwek deur sy krag. Weet julle nie dat julle liggame lere van Christus is nie? Sal ek dan die lere van Christus neem en dit lere van 'n hoer maak? Nee. Of weet julle nie dat hy wat 'n hoer aanhang met haar een in liggaam is nie? Want die twee sê, hy sal een in vlees wees. Maar wie die Here aanhang, is een in gees met hom. Vlug vir die hoerery. Enige sonde wat 'n mens doen is buite die liggaam, maar wie hoerery bedryf, sondig teen sy eie liggaam. Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie? Want julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle liggame en julle gees wat aan God behoort. Ek is nie vandag hier om jou sleg te maak of in die hel te gooi nie. Ek gaan ook nie die dinge vir jou maklik maak en sugarcoat nie. Terwyl jy nog lewe hier op aarde, kan jy die besluit neem om van hierdie sonde ontslae te raak. God is lief vir die sondaar, maar hy haat die sonde. God se woord sê, as jy hom lief het jy sy woord gehoorsaam. Sal Jesus saam met jou 'n one night stand hou? Sal Jesus saam met jou en jou verloofde seks hê? Ek sê die met die grootste eerbied en respek aan Jesus. God se woord is duidelik en ons moet die Heilige Gees ontvang deur wedergeboorte. Maar hoe kan jy die Heilige Gees in jou hê as jy voorhuwelikse seks beoefen? Hoe wil jy dan die koninkryk van God intree? Of is jy happy om 'n ewigheid apart saam met God, apart van God te lewe, in die ewige verderf, in die ewige vuur? Matteus 15 vers 18 tot 20 sê, maar wat by die mond uitkom, kom uit die hart, en dit is die dinge wat die mense onrein maak. Uit die hart kom slegte gedagtes, moord, oorspel, onkuisheid, diefstal, valse getuienis, kwaadpratery. Dit is die dinge wat 'n mens onrein maak, maar om met ongewaste hande te eet, maak 'n mens nie onrein nie. Romeine 1 vers 24 tot 32 sê, daarom gee God hulle aan die drange van hulle hart oor en aan 'n sedelike onreinheid, sodat hulle liggame onder mekaar onteer. Dit is hulle wat die waarheid van God verruil vir die leuen. Hulle dien en vereer die skepsel in plaas van die Skepper, aan wie die lof toekom vir ewig. Daarom gee God hulle oor aan skandelike drifte. Hulle vroue verander die natuurlike omgang in 'n teennatuurlike omgang. Net so laat vaar die mans ook die natuurlike omgang met die vrou en brand van begeerte vir mekaar. Mans pleeg skandelikhede met mans en bring oor hulle self die verdiende straf vir hulle perversiteit. En omdat hulle dit van geen belang ag om God te ken nie, gee hy hulle oor aan hulle verdraaide opvattings, sodat hulle doen wat onbetaamlik is. Hulle is een en al ongeregtigheid, slegheid, hebsug en gemeenheid. Hulle is vol jaloesie, moord en twis, bedrog en kwaadwilligheid. Hulle skinder en praat kwaad. Hulle haat God. Hulle is hooghartig, aanmagtigend, verwaand. Hulle is mense wat kwaad uitdink, ongehoorsaam aan hulle ouers. Hulle is onverstandig, onbetroubaar, liefdeloos, hardvochtig. Hulle is mense wat die verondering van God ken, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien. En tog doen hulle nie net self hierdie dinge nie, maar hulle vind dit ook goed as ander dit doen. Dis nie Michelle wat hier praat nie. Dis die woord van God wat hier praat. Elke liewe persoon saam wie jy geslaap het en saam wie hulle geslaap het 'n geestelike binding met jou. As jy nog nie bevryding ontvang het nie en jy ondervind van die volgende simptome, is dit heel moontlik jou soul ties as gevolg van seksuele bindings, woedeuitbarstings, lae selfbeeld, verslawing, jok sonder ophou, trots, lack of submission, geen respek vir gesag, negatiewe houding, vrees, angs, bipolêr, depressie, ADHD, eetversteurings, paranoia, psychosis, dit is delusies of hallusinasies, waar jy sien of hoor ervaar dinge wat ander nie ervaar nie, en verwarrende spraak, jy wyk duidelik af van jou normale af, sosiale fobias, panic attacks, skizofrenia, obsessiewe gedrag teenoor 'n persoon, welis, dis 'n intense of onbeheersame seksuele drang en hinkering, en dit is net om 'n paar te noem. Ek het deel gehad in van hierdie dinge. Almal is net te vinnig geneig om dokters toe te hardloop en sielkundiges en pilletjies te gaan kry, maar niemand wil by die wortel van die probleem uitkom nie. Party mense gryp na seks en drank en drugs en dan verstaan hulle nie hoekom nie.
Die persoon wat jou maagdelikheid gevat het, het 'n bloedverbond met jou. En moenie dink om 'n bloedverbond met iemand te hê, is sommer net niks nie. Dit is 'n baie ernstige storie en 'n gesprek vir 'n ander dag. As jy nog nie getroud is nie en jy is nie meer 'n maagd nie, dan het jy groot probleme. 1 Korintiërs 5 vers 9 tot 11 sê, in die vorige brief het ek aan julle geskryf om nie met mense om te gaan wat onsedelik leef nie. Daarmee het ek glad nie die onsedelikes of die geldgieriges, bedrieërs of afgodsdienaars van hierdie wêreld bedoel nie, want om hulle te vermy, sou julle uit die wêreld moes pad gee. Wat ek geskryf het, was dat julle nie moet omgaan met iemand wat homself 'n gelowige noem, maar wat onsedelik of geldgierig of 'n afgodsdienaar of kwaadprater of drankaard of bedrieër is nie. Met so iemand moet julle nie eers saam eet nie. Per slot van rekening is dit nie vir my om oor mense buite die gemeente te oordeel nie. God sal oor hulle oordeel, maar julle moet oor julle eie mense oordeel. Verwyder die slegte mense onder julle uit. Mense sê so vinnig ander mense moenie oordeel nie. En dit is reg. Oordeel, veroordeel en beoordeel is verskillende dinge. Jesus praat van oordeel in Matteus 7, waar wat jy self kan gaan lees. Dit is wanneer jy jou eie aannames maak van iemand. Dan veroordeel jy as jy iemand uitwys op hulle foute en dan beoordeel jy as jy self 'n besluit neem dat daai persoon hemel toe of hel toe gaan. Dit is dan ongelukkig nie vir my of vir jou om te besluit waartoe iemand gaan nie. In hierdie stuk in 1 Korintiërs 5 hierbo wat ek gelees het, praat Paulus van die sonde veroordeel en nie die mense nie. Hy wys die sonde uit in die kerk. Die mense wat veronderstel is om gelowig te wees, wat die pad saam met Jesus moet stap. Ons lees herhaaldelik in die Bybel dat ons nie ander mense moet veroordeel nie. Ons mag nie veroordeel of skinder nie. Ons moet sonde egter veroordeel en daarteen optree. Ons mag nie Paulus se riglyne toepas wanneer ons minder belangrike probleempies uitstryd, ons eie waaktes of bevredig of persoonlike geskille tussen mense wil oplos nie. Hierdie verse hou verband met openlike sondes in die kerk, met mense wat bely dat hulle Christene is, maar vrywilliglike sonde doen sonder om berou te toon of jammer te wees daaroor. Dit is die kerk se plig om so iemand in liefde te vermaan en reg te help. Die ongelowiges buite die kerk sal self deur God veroordeel word eendag. Daar word nog kans gegee vir hulle om hulle lewens reg te ruk. Nou pleit ek vandag by jou uit my hart uit. As jy in Jesus Christus glo en jy glo hy is die seun van God, bely jou sondes, kry bevryding en distansieer jou van jou sondes. Die 1933 en 53 vertaling is die oudste vertaling wat mens kry. En hulle noem dit hoerery as jy seks voor die huwelik het. My liewe vrou, as 'n man jou genoeg respekteer, sal hy nie van jou 'n hoer maak nie, en dieselfde gaan vir die man. My hart pyn in my bors as ek dink hoe afvallig die wêreld is as dit kom by seks en losbandigheid. Die duiwel hou partytjie daar buite. Die Bybel sê vir ons, die werk is baie, maar die werkers is min. Daar is regtig opregte Jesusvolgelinge daar buite, die een liggaam van Christus, wat die aarde aan die brand bid vir hierdie mense. 2 Petrus 3 vers 9. Die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink party mense so. Nee, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. Galasiërs 5 vers 19 tot 21. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rissies, verdeeldheid, skering, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle soos ek julle al vroeër gewaarsku het. Wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God se erfenis kry nie. Ek het dieselfde pad gestap, en ek is nie geestelik hoogmoedig as ek julle aanvat oor die dinge nie. Ek waarsku julle uit liefde uit, want ek het 'n t-shirt in die kas, ek weet waar dit vandaan kom, ek weet hoe dit uitgesorteer kan word. Jy het nog kans om dit reg te maak. 1 Tessalonisense 4 vers 3 tot 8 sê, dit is die wil van God dat julle heilig moet lewe, weerhou julle van onsedelikheid, elkeen van julle moet weet dat hy met sy vrou heilig en eerbaar moet saamlewe. Julle moenie deur hartsoek en begeertes gedrywe word, soos die heidene wat vir God nie ken nie. Ook mag niemand hom in hierdie verband te buite gaan en sy broer bedrieg nie, want die Here straf al sulke dinge. So het ons julle trouens al vroeër gewaarsku.
Ons het julle nadruklik hierop gewys. God het ons nie geroep om onsedelik te lewe nie, maar om heilig te lewe. Wie hierdie voorskrifte verwerp dis nie maar net 'n mens nie, hy verwerp God wat ook sy Heilige Gees aan julle gegee het. Die sedelike standaarde wat in destydse samelewings gegeld het dikwels veel te wense oorgelaat en in baie opsigte is dit vandag nie veel anders nie. 'n Mens se natuurlike geaardheid maak dat jy maklik weer terugval of verlei word tot onsedelikheid en losbandigheid, met ander woorde seksuele sondes. Paulus herinner die gelowiges dat hulle ook wat hulle seksuele lewe betref onder bevel van Christus staan. Jy kan nie 'n seksuele verhouding met iemand hê as jy nie in 1-tot-1 permanente vertrouensverhouding, naamlik die huwelik, met mekaar staan nie. En nee, dit is nie net 'n papiertjie nie. Dit is 'n belofte wat jy voor God en jou gemeenskap maak. 1 Korintiërs 7 vers 2 sê, maar weens die gevare van onsedelikheid behoort elke man sy eie vrou te hê en elke vrou haar eie man. Hierdie versie sê ook vir my dat die huwelik is tussen 'n man en 'n vrou en nie 'n man en 'n man en 'n vrou en 'n vrou nie. Jy weet as jy voor huwelikse seks beoefen, of jy nou voor huwelikse seks beoefen en of 'n man tot 'n man seks het en 'n vrou tot 'n vrou seks het, dit bly dieselfde sonde. Dis nie jou identiteit om in homoseksualiteit in te wees nie. Dis nie jou identiteit nie, jou identiteit is in die Here. Dis nie jou identiteit om saam met verskillende mans of vrouens te slaap nie. Dit maak jou gees siek. Efesiërs 5 vers 3 sê, soos dit gelowiges betaam, moet daar van ontug, onsedelikheid en enige vorm of gierigheid onder julle selfs geen sprake wees nie. Kolossense 3 vers 5, daarom moet julle daardie aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is. Onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes en gierigheid wat afgoderry is. Ons moet besef dat ons die dinge in ons lewe moet doodmaak wat ons aan die ou aardgebonde lewe vasbind. Byvoorbeeld onsedelikheid, hoerery, onreinheid, wellustige begeertes en gierigheid. Dit is nie maklik nie en daarom moet ons elke dag doelbewus besluit om volgens God se norme en waardes te lewe en op die krag van die Heilige Gees te vertrou. Romeine 13:13 sê, ons moet welvoeglik lewe soos dit in die daglig hoort, maar moet geen drinkery en uitspattigheid, geen ontug en onsedelikheid, geen rusie en jaloesie wees nie. Ek is al op my eie van 2019 af, was nog nie een keer weer by 'n man vandat ek besluit het om die pad saam met die Here te stap nie. Ja, ek kan terugdraai, kan enige tyd terugdraai. Maar ek gaan jou sê hoekom ek dit nie sal doen nie. Romeine 12 vers 1 tot 2 sê, en nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God as lewende heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Ek het my lewe as heilige lewendige offer aan God gegee, my liggaam en alles wat ek is en alles wat ek is aan hom gegee. Die Heilige Gees lei my en glo my, die duiwel en Jesus slaap nie in een bed nie. As jy die waarheid weet en steeds kies om teen God se woord te lewe, dan is dit jou eie keuse. Ek gaan nie vir jou pa staan voor God se troon eendag wanneer Jesus kom nie. Ek gaan vir myself rekenskap gee en ook wat ek ander mense leer en ook hoe ek my kind grootmaak. Wat ek vandag hier gepraat het, kom nie uit myself uit nie. Ek praat direk uit God se woord uit. As jy bevryding nodig het of hulp nodig het, asseblief kontak my dadelik. Ek help jou en staan jou by. God doen die bevryding, nie ek nie. Ek is sy instrument, hy is nie my instrument nie. Hy gebruik my om sy woord te versprei, mense te vermaan in liefde, mense te dien in liefde, want ek was daar. Almagtige God en Hemelse Vader, ek pleit vandag by U, nederig op my knieë, dat U elke hart sal aanraak wat tot die einde toe geluister het. Maak hulle harte ontvanklik dat hulle U woord sal aanvaar en die keuse sal maak om U te volg en U woord te gehoorsaam. Here, die was 'n harde lesing en ons is hard op die vingers getik, maar dit is wat U doen. U tug die wat U liefhet en die wat vir U lief is. As dit nie vir U tugting was nie, sou ons nie geweet het wat reg en verkeerd is nie.
Dankie Hemelse Vader vir wysheid, insig, leiding, kennis en krag wat uit u woord kom. Mag elke hart geseën word met die woord vandag. Ek bid dit in Jesus Christus se groot en almagtige naam. Mag u perfekte wil geskied.